is, die snelheid word na 2v verander. Wat een van die volgende is die korrekte kinetiese energie van hierdie snelheid? Ok, so party mense kan dit nou al sien, want jy het al so baie gedoen, party mense se kop is nog aan die slaap. So in die eerste scenario het jy, die kinetiese energie sê hulle vir jou is E, en dit is 1/2 mv kwadraat, want hulle sê die snelheid is net v. Dan in die tweede scenario, sê hulle vir jou, okay, wat is die tweede kinetiese energie? So ek noem hom E2, vir die tweede kinetiese energie. En nou verander dit na 1/2 m2v kwadraat. Is ek reg? Wat moet gebeur, Colby? Dan moet die hakkies om die 2v wees, want die hele snelheid moet gekwadreer word. So dis 1/2 4 mv kwadraat. Okay, nou wil ek maar later uithaal. Okay, so 1/2 mv kwadraat is 1/2 mv kwadraat is dieselfde as E. Sien julle dit? So as jy daar 4 uithaal, dan sit 'n 4E, so is 4 keer so groot, so die antwoord is D. Okay, volgende een sê hulle vir jou. 'n man spring by 'n venster van 'n meer verdieping gebou. Ja. Op 'n sekere hoogte bo 'n brandweerman se veiligheidsnet uit. Dit neem 0.3 sekondes om die net te bereik. Die net rek met 1 meter op impak voordat die man na 0.2 sekondes tot stilstand kom. Ligweerstand kan geïgnoreer word. Kyk julle. So julle almal sien wat gebeur, hy's hierso, dit neem 0.3 sekondes, en dan daai is 1 meter, en dit vat 0.2 sekondes. So die hang wat, die mat gaan nie so in ons scenario nie, hy gaan net so, en dan kom dit tot rus daar. Ok, nou vra hulle vir jou, wat een van die volgende stellings oor die meganiese energie en die momentum van die man is waar? Ok, nou kyk mooi, hier staan, fase 1, fase 2. Okay, so by albei fases check. En dan ons opsies is, meganiese energie en momentum bly konstant, meganiese energie bly konstant, verander, hierdie ene bly konstant verander, so hulle sê nie groter of kleiner, hulle sê net verander, bly nie dieselfde nie. Ok, hulle sê vir jou, ligweerstand kan geïgnoreer word. Dan weet ons mos, maar die meganiese energie aan die begin is gelyk aan die meganiese energie aan die einde. Nee? Dis waar. Maar hulle sê, meganiese energie en momentum bly konstant. So kom ons check net gou vinnig. Die momentum is massa maal snelheid. Okay, sy massa bly konstant, maar bly sy snelheid konstant? Nee, want hy is besig om te val onder die invloed van gravitasie versnelling. Okay, so hy gaan al hoe vinniger, en hier gaan hy stadiger, totdat hy op stilstand kom. Okay. So, ek moet sê, hulle sê nie vir jou, hy val teen 'n konstante snelheid nie, nee. Okay. Goed. Wag, kom ek probeer nie alles lyk reg te nie. So vir fase 1. Omdat daar geen ligweerstand is nie, is die meganiese energie aan die begin gelyk aan die meganiese energie aan die einde. So alhoewel hy al hoe vinniger beweeg, raak sy hoogte al hoe minder, so al sy hoogte word omgeskakel in snelheid. Nee? So ons weet vir die fase 1 bly sy meganiese energie konstant. So vir fase 1 bly meganiese energie konstant. Genigtig. Is hierdie twee opsies dieselfde? Ja, nee, hulle is ja. Maar omdat daar versnelling is, daar's positiewe versnelling, of as jy nou afkies as positief, so gaan al hoe vinniger, beteken sy snelheid gaan vinniger, wat beteken hierdie ene, sy momentum neem toe, of hy verander. As die versnelling meer, of as die versnelling meer word, dan word die snelheid ook meer. Ja.
Maar die versnelling neem nie toe nie. Ek sê net daar's positiewe versnelling wat beteken hy gaan hoe vinniger. Maar die versnelling self is konstant. Hy kan al konstant versnel. Ja, maar die snelheid neem toe. Okay, so die momentum verander omdat die snelheid verander. Okay, so dis of opsie C of opsie D vir ons in hierdie geval. Okay, kom ons kyk nou by fase 2. Daar, wat is die enigste, of nee, wat is die enigste? Wat is die kragte wat op hierdie mannetjie inwerk soos wat hy daar in die hangmat raak? Gravitasie normaal. Gravitasiekrag en normaalkrag, want die hangmat druk terug op hom, né? So kan ons sê die meganiese energie aan die begin is gelyk aan die meganiese energie aan die einde. Nee, want hy staan stil in die kant nie. Begin net hy beweeg. So hy gaan energie aan die begin. Maar hy kan hier ook stil staan en dan daar beweeg. Ons kyk vas twee. Ek weet, maar so jy sê hier beweeg hy, hier staan hy stil, maar hier het hy stil gestaan, hier beweeg hy. So is net omgekeerd as van mekaar. So hoekom kan meganiese Maar hy is energie by 0 meter. Hy sê onder is hy nie potentiële energie. Maar as jy hierdie, dit hang af wat jy verwysing kies, né? As jy hierdie jou verwysing kies in hierdie scenario, dan is hierdie hoogte 0 meter. Maar in hierdie scenario kan jy hierdie jou 0 meter kies. Ja. Okay, maar dan het hy hier ook 0 meter, mos in die eerste scenario. Maar jy kan nie altyd 0 meter maak. Jy kan dit hang af wat jy kies as jou verwysing in daardie som. So som gewys kan jy. Okay, maar ek wil jy moet verder redeneer. Okay, maar aan die begin, as ons by fase 2 vat, waar die eindhoogte van hom 0 is, dan het hy aan die begin kinetiese energie gehad en potentiële energie gehad, en aan die einde wanneer hy tot stilstand kom, het hy geen kinetiese energie nie en geen potentiële energie nie. So die energie gehad in die begin en niks aan die einde nie. So dan bly dit konstant. Okay, mooi. Yes. Maar daar's iets wat met 'n definisie link wat ek gesoek het. Die wet van Boole van meganiese energie sê die totale meganiese energie in 'n geïsoleerde stelsel bly konstant. Wat is 'n geïsoleerde stelsel? Waar die netto eksterne kragte 0 is, maar in daai scenario is die netto eksterne kragte nie 0 nie, want jy het nou gesê normaalkrag en normaalkrag het ons so gesukkel om te definieer. Jy kan dink as die drukkrag van die hangmat op die persoon. So daar is 'n toegepaste krag op die man. So die netto eksterne kragte is nie 0 nie. So die stelsel is nie geïsoleer nie. So die totale meganiese energie bly nie behoue nie. So jy kan nie dit sien nie. Dit bly nie konstant nie. Okay, kom ek gaan net sê krag van mat op man is groter as 0. So omdat daar 'n krag van die mat op die man is dit groter as 0. So die totale meganiese energie bly nie konstant nie. Kom ons kyk net gou na die momentum van hierdie persoon. Hierso het hy nog 'n snelheid gehad, hier het hy geen meer snelheid nie, né? So hy kom tot stilstand, so omdat die snelheid verander, beteken die momentum gaan verander. So albei verander, so dit is hierdie opsie of hierdie opsie. So dan sien ons dat die antwoord is D. Okay. Iemand 'n vraag daar? Right, volgende een julle. Beskou die stellings hieronder. Stelling 1. Arbeid word op 'n voorwerp verrig wanneer 'n krag die voorwerp in die rigting van die krag verplaas. Ja? Nee? Maar nou dit nie 'n krag te wees. Hoe die hel gaan jy andersins? Dan nee, maar ja, want gravitasiekrag maak dat hy kan gly af by 'n ding. So is nie net F die krag. So is nie toegepas. Nee, dit hoef nie toe. Hulle sê net wanneer 'n krag, enige krag, 'n voorwerp in die rigting van die krag verplaas. En hier is in dieselfde rigting as beweging. Ja, in die rigting van die krag verplaas, ja. Okay, so hy klink vir my reg. Meganiese energie van 'n stelsel bly behoue wanneer 'n eksterne krag geen arbeid op die stelsel verrig nie. Net toe arbeid nou. Wanneer so hulle sê daar is 'n eksterne krag,
maar hy verrig geen arbeid op die stelsel nie. Die arbeid deur 'n netto krag op 'n voorwerp verrig is gelyk aan die kinetiese energie van die voorwerp. Die arbeid verrig deur 'n netto krag op 'n voorwerp is gelyk aan die kinetiese energie van die voorwerp. Die arbeid verrig deur 'n netto krag is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp. So hierdie is verkeerd. Okay. As jy weet van as W net gelyk is aan 0, dan is meganiese energie mos konstant. Ons moet daai bewys doen. As W en C gelyk is aan 0. As W en C gelyk is aan 0. Ja. Kom ons gaan net gou weer terug, so ek wil hê julle moet so krities dink oor die ander stellings ook. Meganiese energie van 'n stelsel bly behoue. Okay, so wat hulle sê is die meganiese energie aan die begin is gelyk aan die meganiese energie aan die einde. Dis wat daai deel sê. Bly behoue wanneer 'n eksterne krag geen arbeid op die stelsel verrig nie. Okay, so dit is wat Reinhard nou hierso sê, hy link daai ene met daai ene, want dit is die bewys wat ons gehad het. Onthou ek het vir julle gesê, julle hoef nie die bewys te ken nie, maar julle moet dit kan toepas. So, as 'n eksterne krag, daar's byvoorbeeld sê nou maar, ons sê normaalkrag is 'n eksterne krag, want hy raak aan hom. Maar die arbeid verrig van 'n normaalkrag is mos altyd 0, want die kos is mos altyd 90 grade. Nee, so hy kan daar wees, maar die arbeid van hom is 0. Dan is dit waar. Okay, so as die arbeid van die nie-konservatiewe kragte 0 is, dan is hierdie twee gelyk aan mekaar. So hierdie ene is waar. Ons kyk gou weer na stelling 1. Ekskuus tog. Arbeid op 'n voorwerp verrig wanneer 'n netto krag, die arbeid as gevolg van die netto krag, die krag, wanneer die krag die voorwerp in die rigting van die krag verplaas. Dis mos waar. So as ek as ek 'n krag op hierdie blokkie uitoefen en die blokkie beweeg in die rigting van die krag, dan gee ek mos vir hom energie dat verrig aan ons werk op hom. So daai stelling is waar. So die antwoord is 1 en 2. Okay, volgende ene. Die engine van 'n motor verrig arbeid W om die snelheid van die motor vanaf 0 tot V te verhoog. Die arbeid verrig deur die engine om die snelheid vanaf V tot 2V te verhoog is. Oh, hel gaan ons dit kyk. Kom ons dink gou. 'n Engine van 'n motor verrig arbeid W. Okay, nou wat ons formules wat W in het? Ons het W is F delta X cos theta. Ons het, okay, so wat ek nou doen is, ek is nou jy in die eksamen. Jy kry die vraag en nou sê jy soos, ek weet eers waar om te begin nie. Dan begin jy te kyk, na watter formules het alles arbeid in. Okay, so hierdie het arbeid in, dan het jy W en C is hierdie ene, dan het jy W netto is die ene, en dan het jy P is W oor T. Dink, daar is al jou formules wat arbeid in het. Okay, nou sê hulle vir jou, die engine van 'n motor verrig arbeid W. Okay, goed, sharp, soos W. Om die snelheid van die motor vanaf 0 tot by V te verhoog. Okay, so hulle praat oor snelheid hier binne. Het hierdie formule snelheid in? Nee. Okay, het hierdie formule snelheid in? Nee. Okay, so is een van daai twee daaronder. Okay, ek gaan vir 'n oomblik na hierdie ene kyk. Hoekom gaan ek na daai ene kyk? Want as 'n motor beweeg in my storie nou in my kop, is hy op 'n horisontale oppervlakte. So ek maak my scenario in my kop makliker, so dan gaan die potensiële energie nie verander nie. So dit is nog makliker. En hulle praat nie hier van wrywing nie. So ek gaan myself sê dis wrywingloos in my scenario hier. Okay, so dan is die arbeid as gevolg van die motor is gelyk aan
die snelheid aan die begin minus die snelheid, ag, gaan die snelheid aan die einde minus die snelheid aan die begin. Ja, ek voel hierdie kan makliker gedoen word, maar Kan mens jou eie waardes dan daar invul? jy kan, ja. Hoe wil jy dit doen? Kom ons doen dit. Ja, ek kan meer van dit as wat ek doen. Ok, so kom ons sê dit gaan van 0 tot by 10. Dis die eerste ene. En dan hierdie ene gaan ons dan van 10 tot by 20. Of 0 tot by 1 kan ons maak. Ja, maar 0 tot 1. Ok. Goed, so kom ons kyk gou vir die eerste scenario. Nee? Is dit 'n half, wat se massa gaan ons vir die motor maak? 'n 1. 100. Die 2 is dit in die half uit kan steek. Dit sou net maklik. Of 2, ja. Ok, ons maak dit 2. Ok, so half maal 2, nou is ons nou by die eerste scenario, nee? By die eerste scenario het ons 10 kwadraat minus 0. So dit gee vir jou 100, nee? Ja. Ok, en dan in die tweede scenario, so W is 100 in ons kop nou. So die tweede W is 'n half maal met 2 en dan gaan ons van 20 minus, ek gaan sê minus 100, kan ek dit sê? So was dit 400. Nee, minus 100. Is 300. Dus dan 2, nee, dit net 2 W is gelyk aan dit. Ja. So, So dit is 100 tot 300, so is 3. so as jy nie daai 2 gaan wegdeel of iets nie. Nee, dis is 'n voetnota toe, die tweede scenario. Ok, so dis, hierdie is 400 minus 100 van die eerste ene, gee vir 300, so W is 100. Nee, so hierdie is ons 3 maal met 100, so dit is dieselfde as 3W. So die antwoord is C. Ja, ek sien hoe die graad nie. Ja, kyk, hy is ook by raai maklik. En dis hoekom jy nie moet raai nie. Kyk, ek wil net gou weer vir julle wys. Dit is wel nou maak, maar dit is nie meer. Nee, so dit is so ek het dit wat. Maar wat het ek gedoen? Ek het gekyk na, ek was overwhelmed met hierdie vraag wat ek net weet om te begin nie. Sê, watter formules het W almal? Hierdie formules. Hulle praat van W en hulle praat van snelheid. Okay, so ek het die vergelykingseliminatie die snelheid in het nie. Kyk ek na hierdie moet ek na al die kragte kry, maar jy gaan by presies dieselfde uitkom in normaal krag en net vrae wie jy gaan verstaan nie. Dus dit maak eintlik nie saak nie. My eerste reaksie is maar eintlik net altyd daai ene. Die verandering moet ek sê ek beweeg in 'n reguit lyn, so daar's geen variasie meer in die en dit my verskynings. Okay? En as dit makliker is, stel vir jou waardes. As dit vir makliker is, dan doen jy simbole. Okay. So kyk die volgende en sê, die kinetiese energie van 'n motor wat teen 'n konstante snelheid v beweeg is K, my magieselle vraag is nou. Die snelheid van die motor verander na 2v. Wat is die nuwe kinetiese energie van die motor? Ons het hom gedoen. 4. Want nou snelheid word mos gekwadreer. Ja, hier sou ook aan nommers zijn. Kijk, die grafiek hieronder stel 'n konstante krag F wat op 'n voorwerp oor 'n verplasing X inwerk voor die krag en die verplasing is in dieselfde rigting. Okay, so jy het 'n boksie, jy oefen 'n krag op hom uit en dan stoot jy hom oor 'n afstand X. Goed. Nou vra hier, maar ek wou dit eintlik eers gevra het. As jy grafiek kry, wat is die eerste vraag wat jy altyd vir jouself vra? Nee, jy moet sê dankie tog is 'n grafiek. Ek kan iets visueel sien as dat ek net getalletjies moet gaan dink in my kop. Nee. Wat is die gradiënt? Wat is die gradiënt? Wat sê die gradiënt vir my? Nou nommer 2 sê wat sê die area vir my? Okay. Hierdie gradiënt is mos die verandering in y oor die verandering in x. Maar hierdie gradiënt is 0, kan julle hom sien? Ja. So die verandering in f oor die verandering in x is 0. Okay. Maar sê nou maar dit was nie 0 nie.
Okay? Sê nou maar ek wil nou weet maar soos watter eenheid gee dit vir my? Watter fisiese eenheid gaan dit vir my gee? Hulle praat hier van konstante krag F, verplasing X. So in my kop dink ek aan arbeid, né? Arbeid is F delta X cos theta. En hulle sê vir my, hulle is in dieselfde rigting. So dis cos 0 wat 1 is. So ek gaan daai cos uithaal. Okay, so is daar 'n manier dat ons van hierdie ouetjie na hierdie ouetjie toe kan gaan? Die volgende stelling kan gradient afgelei word. My volgende ding wat ek dink is, kom ons kyk net gou vinnig. As ek maak F1 oor delta X. Nee, dis mos dieselfde. Ja. So F oor delta X. En dan as jy kruismaal is dit weer dieselfde. Wag net gou. Ek in my kop het ek 'n ander prentjie. In my kop dink ek ook gou vinnig aan hierdie ene. Laat hierdie ene vir julle klokkie 1 agstens. Delta V oor delta T. Maar ek weet nie of hy my gaan help nie. Okay, kom ons kyk gou na ons opsies. Dis sê dan vir jou, watter van die volgende stellings kan uit die grafiek hulle sê nie vir jou van die gradiënt nie. Nou, watter een van die volgende stellings kan uit die grafiek afgelei word? Die gradiënt van die grafiek stel die arbeid voor. Nou, maar ons het nou gekyk na die gradiënt en hier maak dit nie voor sin nie. Die gradiënt van die grafiek stel die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp voor. Nee, dit maak ook nie voor sin nie, né? Hoekom praat hulle nou van die verandering in kinetiese energie? Onthou, die netto arbeid is gelyk aan die verandering in kinetiese energie. So hulle probeer daai in jou kop wakker maak. Volgende, die oppervlakte. Ons het nie gekyk na die oppervlakte nie. Kom ons kyk gou die oppervlakte, die area. Hierdie is mos 'n blokkie, is lengte maal breedte. Okay, wat is die lengte? Ag, dit maak ons nou nie saak nie. Kom ons sê die lengte is F en die breedte is X. Aha, dit maak vir ons sin. Daai en daai is dieselfde. So die area gee vir ons die arbeid as gevolg van die voorwerp. So kom ons kyk gaan na die opsies. Die oppervlakte stel die netto arbeid voor of die oppervlakte stel die drywing gelewer deur die krag voor. Drywing, wat is drywing nou weer? Drywing is P. Ek gee nie vir ons P nie, dit gee vir ons mos W. Dit gee vir ons die arbeid verrig deur die krag. So die antwoord is C. Die multiple choice is moeiliker as die Ja, en ek hoor jy moet soveel formules gebruik vir 2 punte. Maar is 2 punte. Ja, maar Dis baie punte. Dis 1 formule is en 3 punte. Hierdie is 2. Okay, en dit is presies hoekom ek multiple choice aan die einde van elke hoofstuk bysit, dat is dit oefen. Want ek dink dis iets wat julle nooit oefen nie. By die huis? Ek kan vasstel doen, soos ek begin met die ABCD en dan doen ek die res. Ja. Ek het die multiple choice vrae gedoen die dag voordat ek skryf. Dan is dit my hersiening. Of die oggend voordat ek skryf of wat ook al. Dit hang af. Dit hang af hoeveel tyd mens het. Okay. 'n Voorwerp word langs 'n horisontale pad na regs getrek sonder dat dit oplig. Die kragtediagram hieronder toon al die kragte wat op die voorwerp inwerk. So dit is wrywing, toegepaste krag, normaalkrag, gewig. Nou vra hulle vir jou, ekskuus, watter een van die kragte hierbo verrig positiewe arbeid op die voorwerp? Ek dink hierdie kan julle sien. Na regs getrek soos F. Dis F nie, want wat gaan klein F doen? Hy gaan negatiewe arbeid verrig want hy gaan energie wegvat. Hierdie een gaan 0 wees en hierdie gaan 0 wees want hulle is teen 90 grade met beweging, so hierdie een verrig positiewe antwoord, so die antwoord is F. Sien, jy kan in 2011 matriek skryf en 'n maklike multiple choice skryf.
'n voorwerp beweeg in 'n reguit lyn op 'n ruwe horisontale oppervlakte. Daar's 'n wrywing. As die netto arbeid wat op die voorwerp verrig word 0 is, dan, okay, so kom ek stop gou. Hulle sê die netto arbeid, F net. En hulle sê dit is gelyk aan 0. Wat is F, W net nou weer gelyk aan? Die verandering in kinetiese energie. So dit beteken, as die verandering in kinetiese energie 0 is, dan beteken dit hy moet teen 'n konstante spoed, konstante snelheid, konstante versnelling. Beide aan myself. Nee, nie beide. Ek het nou 3 goed genoem. Versnelling was nie dieselfde as jou. Versnelling is 0. Versnelling is 0, die spoed en die snelheid is konstant. So konstante spoed. Konstante spoed en die versnelling is 0. Want hy gaan nie vinniger nie, hy gaan nie stadiger nie. Kan jy sien met elke som behalwe nou die vorige een, het ek na 'n vergelyking verwys. Elke liewe een. Okay. Nou sê hulle, die voorwerp het 0 kinetiese energie. Dit is nie waar nie. Hy is nog steeds besig om te beweeg, so hy het kinetiese energie. Die verandering in kinetiese energie is. Die beweeg teen 'n konstante spoed. Yes, kom ons kyk net gou die ander. Beweeg teen 'n konstante versnelling. Nee, die versnelling is 0. Wel, as die versnelling 0 bly, is dit mos ook konstant nie. Beweeg teen 'n konstante versnelling. Hulle moes eintlik gesê het, ja, hulle moes eintlik gesê het teen 'n Groter as 0. positiewe versnelling of so ietsie. Dan is daar geen wrywingskrag wat op die voorwerp inwerk nie. Hulle sê vir jou dis 'n ruwe oppervlakte. Daar is wrywingskrag. Die wrywingskrag en die toegepaste krag kanselleer mekaar net uit. Okay, so B. Maar dis seker al hoe kinetiese energie selle kan bly. Want dan by V is mos daar dieselfde. Okay. 'n Motor beweeg teen konstante spoed teen 'n heuwel op. Okay, so imagine hom, daar is jou heuwel en daar beweeg hy op. Watter een van die volgende stel die arbeid voor waardeur die gewig van die motor verrig word terwyl dit teen die heuwel op beweeg? Okay, so hulle sê, watter een stel die arbeid voor deur die gewig van die motor? Okay, deur die gravitasiekrag van die motor. So, daar is die gravitasiekrag en die voorwerp beweeg daarop. So is die gewig in dieselfde rigting as die beweging van die voorwerp? Nee, so gee hy positiewe energie by? Nee. Nee, so dit is of 'n minus of 'n minus. Okay? En hierdie ding se naam is gravitasie, potensiële gravitasie energie of gravitasie potensiële energie. So gravitasie energie dra by tot sy vertikale verplasing. Ons het gister 'n paar somme daaroor gedoen oor hoe daai twee heen en weer met mekaar gaan. So die antwoord is D. Hy neem hy neem potensiële energie weg. Ja. Okay. Goed, volgende ene. Drywing word gedefinieer as en onthou daar's 'n formule wat daarmee saamgaan. Drywing is die tempo. Tempo beteken gedeel deur tyd waarteen arbeid verrig word. So die antwoord is B. So definisie. Okay, ek dink hierdie is die laaste ene. Ja. Ja. Sê watter van die volgende fisiese groothede is gelyk aan, okay, so vraagteken is gelyk aan die produk. Produk is maal mos. Produk, so wat maal ek? Van krag met konstante snelheid. Krag met konstante snelheid en as jy na jou formules gaan kyk op jou dataveld, dan is 'n formule vir krag maal konstante snelheid en dit is drywing. Ek gaan net begin leer daar, ek sien hy kom nie meer. Asseblief moenie. Alrighty. Wanneer lui die klok? Gaan ons 'n klein toetsiekie doen. Moenie laat ons 3 toetse in 'n dag skryf. Daar kan jy môre eens toets skryf.
dis my. Dus ek kan in 'n geval die leer kan leer. Ja. Nee, maar julle brein is nou in dit. In. Ons het nie tyd om vir rus te doen. Ja, so kom terwyl julle brein nou in dit in is. Ek kan net kyk, ek het hier ergens 'n som gedoen. Okay, jo. Hoe onregverdig kan ek wees? Dit is die vraag in die lewe vir 'n wetenskapper. Okay. Nee, dit is nie multiple choice nie. Okay, so jy kan agterin of voor in jou boek oopmaak. Dit is 'n ou eksamenvraag. Genigtig. Ja, presies oopmaak. Okay, so jy kan sê vraag 13 op bladsy 60. Kan ons nie net in ons boek kyk? Jy kan. Bladsy 60, vraag 13. Ek sou dit net nog. Sê- Ja, dan moet ek saam. Okay, so daar is hy op die bord. Jy het 15 minute. En dan gaan ek sommer jou boek inneem. Dis lekker om merk. Hallo, nee, jy kan dit wegvat, hè? Ek kan ons om gou na my klasse op te gaan jou te maak. Wat ek vinnig iets gaan koop en dan kom ek na die klasse toe met die regte pakke reg te kry.